Goeiemôre julle geliefdes en pragtige mense. Dit is vandag Woensdag en my voorreg om met jou te praat. En wat 'n voorreg is dit nie om elke dag op te staan en te kan lewe. Al is dit 'n bietjie koud, ek hoop dis warm in jou hart vandag. Nou ja, ek het so 'n bietjie die woord wat ek vir jou gaan oopbreek vandag. Hierdie Johannes, as jy elke versie lees, kan jy 'n preek daarvan maak. Nou ek die afgelope ruk het ek baie net uit Johannes het geleer, een van my gunstelinge. As jy nou reg ernstig is oor die woord, lees bietjie Johannes. Wat 'n storie, wat 'n man. Nou ja, ek wil gou vir jou lees uit Johannes 15 uit, dat vers 12, Johannes 15 vers 12, kom ons begin gou daar. Nou praat Jesus, ek wil jy moet weer hoor, nou praat Jesus, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê. Dis 'n ander ene. Ja, daai skoonsister van my, of daai swaar, of daai broer, of daai skoonma, ja, hy sê nie jy moet hulle verstaan nie, hy sê jy moet hulle lief hê. Jy sal nooit 'n klomp mense verstaan in jou lewe nie, maar die Bybel sê jy moet hulle lief hê. Hoekom? Want as jy hulle nie lief het nie, hoor 'n bietjie wat gebeur. Hy sê, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Het liewe Jesus ook die slegte ouens lief gehad? Ja, verseker. Hy het hulle so lief gehad dat hy vir hulle gesterf het. Ek is een van hulle. Nou, hy het nie net vir al die goeie ouens gesterf nie, hy het vir al die slegte ouens ook gesterf. Die slegte ouens wat ook maar 'n bietjie stout was, is dit nie? Hier is hy. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende sal gee. Nou, waar kry jy dit? As jy so lief is vir jou vriende, ek het al baie gesien, as iemand in die see besig is om te verdrink, en dan spring 'n ou daarin, en hy gaan red daai persoon, en hy kom in sy eie lewe, kom hy daarvan af. Dit is ware liefde. Ek sal alles gee, dat jy gered moet word. Ek is okay, maar jy mag net nie. Hy gaan nie daar staan, en kyk hoe jy verdrink nie. Nee, ons Jesus het aarde toe gekom, om ons te red. Maar hier kom die goeie ene. Julle is my vriende. Julle is my vriende. Ek en jy is 'n vriend van die Here. I'm not a slave of fear, I am a child of God. Hoor wat sê hy? Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Julle is my vriende, as julle gehoorsaam is aan my. Nou hoor 'n bietjie wat sê hy. Ek noem julle nie meer diensknegte nie. Julle is nie meer diensknegte nie. Maar omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem. Onthou eers in die hele Bybel was almal slawe, en toe kom Jesus, toe maak hy hulle kinders. Maar ek het julle vriende genoem, en alles wat ek van my Vader gehoor het, het ek aan julle bekend gemaak. En dan die laaste een. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies, en julle aangestel om vrug te gaan dra, dat julle vrug kan bly, sodat julle die Vader ook al in die hemel wat julle vra, dat hy dit vir julle kan gee. Fenomenaal. Skrif, die woord, Jesus praat. Wat 'n storie. Jy moet sommer jou Bybel uithaal. As jy daar waar ek lees, want dan hoor jy weet, jy hoor, jy luister, jy sien, en dan kom dit 'n paar keer na jou toe. Navorsing het gewys, as jy een keer luister, dan kry jy net so 5% in. Nou ja, wat wil ek vanmôre vir jou sê? Jy is nie meer diensknegt nie. Jy is nou vriende. Jy is nou kind van God. Jy kan in die tafel gaan sit. Hoekom? Want jy het Jesus aangeneem as jou persoonlike verlosser en jou saligmaker. Wat ook al in die aarde gebeur, maak nou nie meer saak nie. Wat saak maak, is wat ek gekies het. Jy het dit gekies, en hy het jou gekies. Al wat jy moet maak, is jy moet dit vat. En ek en jy kan genoem word, kind van God. I'm not a slave of fear. I am a child of God. Is dit nie wonderlik nie? Ek gee dit vir jou vandag, dat jy dit moet vashou. En al wat hy wil hê, julle moet mekaar lief hê. Kom ons hê mekaar lief. Kom ons sluit die oë. Dankie Here vir 'n baie mooi dag. Dankie vir die liefde. Dankie vir sonskyn. Dankie vir ons kinders. Dankie vir vriende. Here, ons verklaar, ons is lief vir hulle almal. Ook vir hulle, Here, wat ons nie verstaan nie. Ons is ook lief vir hulle. Ons is lief met hulle met die Jesus liefde, Here. Vergewe ons baie keer as ons snaaks kyk na ander mense wat ons onreg doen. Dankie Jesus dat U vir almal gesterf het. Ons loof en prys U naam. Amen.
mag jy 'n fantastiese geseënde dag hê. Weet, een ding verseker, dat Jesus jou baie lief het en dat jou beste nog steeds voorlê. Totsiens, tot 'n volgende keer.